1927 publiseer 'n Belgiese priester en fisikus, Georges Lemaitre, 'n teorie wat die wêreld sou verander. Hy het gesê die heelal het 'n begin gehad, 'n ontploffing. 'n Ontploffing van potensiaal. Wat hy nie geweet het nie, is dat hy nie net oor fisika geskryf het nie, hy het teologie gedoen, sonder om het te weet. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het, en waar ons nuut ontdek en saam groei. 'n God wat begin, nie ver weg nie, maar hier, in vuur en stof en sterre, 'n God wat materie word, maar nie die eerste keer in Bethlehem nie. Lank voor daardie krib, lank voor 'n Joodse timmerman op 'n stofpad, lank voor woorde soos kerk of redding, het daar iets gebeur wat alles verander het. En dit is daar waar die verhaal van die kosmiese Christus begin. Hierdie begin is natuurlik die oopvlek van 'n groter perspektief. Ons is gewoond daaraan om met Jesus te begin. Ons begin by die evangelies, by gebore word en sterf aan 'n kruis. Maar wat as dit nie die begin is nie? Wat as dit 'n hoofstuk in die middel is van iets baie groter? 'n Groter verhaal wat terugloop, tot in die begin van tyd in. Die Christus wat nie wag vir 'n geboorte nie. Die Christus wat reeds teenwoordig is toe tyd begin het, toe stof die eerste keer gedans het, toe lig die eerste keer gebreek het. Die eerste inkarnasie is nie in 'n stal nie, dit is in die skepping self. Want materie en gees is nog altyd 'n eenheid. Ons het 'n skeiding gemaak, liggaam hier en siel daar, hemel bo, aarde onder. Maar wat as dit nooit die bedoeling was nie? Wat as materie self geestelik is? Nou die mystieke tradisie het nog altyd gesê, wanneer jy na 'n boom kyk, kyk jy nie net na hout nie. Jy kyk na 'n geskenk, na 'n herinnering van oorsprong, na 'n vonk van die oorspronklike teenwoordigheid. Want alles is geskep deur en in en vir Christus. Nie net mense nie, alles. Planeet, plasma, paddas, Pluto. Dit inspireer verhouding en deelname. Hier is 'n gedagte. Wat as God nog altyd besig was om homself te wys? Nie net aan 'n spesifieke volk of geloof nie, maar aan die hele skepping. Wat as die hele skepping nie net 'n voorwerp is nie, maar 'n ontvanger? En jy en ek? Ons is nie die toeskouers van hierdie goddelike beweging nie, maar deelnemers. Ons is betrokke in hierdie dans van materie en gees. Die Christus is daardie ontmoeting, daardie raakpunt, daardie samesmelting van tyd en ewigheid. Dit beteken daar is 'n skokkende nabye gevolgtrekking. Dit beteken natuurlik dat Christus nie slegs in kerke woon nie. Christus woon in die gras tussen jou tone, in die hond wat jou elke oggend groet, in die asem wat jy vat, in die sterrestelsel wat jy nie eers weet bestaan nie. Die uitdaging? Om het te sien, om wakker te wees daarvoor, om jou geloof nie te beperk tot die verlede of die hemel nie, maar tot hier, nou, materie. Want daar is waaragtig 'n heelal wat fluister, en dalk is dit die grootste ontdekking van alles. Nie dat Christus aan 'n spesifieke tyd vasgemaak is nie, maar dat hy altyd besig was om homself aan te bied, stadig, stil, geduldig. Die eerste inkarnasie was nie 'n eenmalige verskyning nie. Dit was die eerste asem van alles, en dit het nog nooit opgehou nie. As jy lank genoeg na 'n ster kyk, begin jy wonder, wie het eerste gekyk? Tot môre, mooi loop.